Hallo allemaal en welkom bij nog een episode van Story C7 bij Radio C7. En vandaag gesels ons saam met Angel Toren, een jong man van Esten, wat vandaag zijn story saam met ons gaan deel. Angel, jullie nog baie welkom bij Radio C7. Dankie dat jullie tijd saam met ons uitgezet het om saam met ons te gaan gesels. Angel, ons is vandaag hier om jou story te leren, nee, om te horen van wie is Angel en die paadjie wat jy nou al in jou kort tyd op aarde gestap het. Verduidelik my 'n bietjie meer oor wie is jy, gee 'n bietjie meer agtergrond oor wie is Angel. Oké, ik was in de toegang. Ik was nou naar Oberlijk naar 19, maar ik had nog 20 jaar. Ja, ik was zo van het begin af, zo stok klonk zo met mij, gezien de verleden. Van de tijd af, maar hoe meer ik nog ouder groei, hoe meer ik nog gewaarzaam geraakt. Dus ik heb gegroeid aan Venter primair. Opgegroeid. Ja, dus ik heb nou bij gegroeid aan Venter primair. Daarna heb ik nou bij eerst secundair. Maar dat was dan nog bij 2 jaar tijdens COVID-tijd. Wat ik al laatst nou was gaat 8 en 9 in eerst secundair. Maar als gevolg van wat dat probleem was tijdens die school in dat jaar, heb ik met mijn ma besloten ons alleen maar schrijven naar een nieuwe school toe. So er was van plan om bij Montekewoa aan te zetten, maar daar was geen aanbod van nog zeven van de courses af. Gelukkig was er nog een school waar nog ondergeschreven en dat was HSB. Dat is op een woordschool Bonneville, nee? Yes. Hoe was die aanpassing vir jou van eerst secundair af naar woordschool Bonneville toe? Kijk, die cultuur is mos maar anders volgens school. Je was voor 2 jaar lang moes nou bij eerst secundair en toen weer terug. Vanaf gaan je toen nou Bonneville Ward toe. Hoe was die hoe noem je dat nou? Experience. Ja, hoe was die verandering, aanpassing voor jou? So, in die tijd waar ik bij eerst secundair was, ik kon niet zo lekker mijn talent uitgebrengen. So, die tijd heeft mijn talent begin die tijd. Maar nadat ik nou bij HSB gekomen was een paar maanden in HSB toen ik is. Toen heb ik nog een beetje ontwikkeld van dans. Van dans, ja. So, in andere woorden, dat wat ons eigenlijk wel vandaag wil gesels is eigenlijk jouw dans, né? En die story is van Michael Jackson interpreter to spiritual dancing, né? Dat is eigenlijk die story, dat is eigenlijk die lijn waar ons gaan vandaag. So, is een secundair het jy regtig 'n platform gehad vir jou om te kan doen wat jy baie graag wou gedoen het. Ons praat nie akademies, ons praat van aktiwiteite. Jy wou baie graag meer ontwikkeld geword het in jou dans. En soos ons weet, Woordschool Bonneville, Woordschool Montague, Woordschool Robertson gee daai vir kinders, daai arts en performance culture is daar op die skool klaar ingerig. So dat is waar jou liefde eintlik dan nou gegooi het vir dit, né? So waar het dit reg begin dat jy voor school, voor Venter, voor of kom ons sê voor is in sekondêr voor is weer waar die liefde vir dans begin. Ja, so mijn ma een dag vertel het. Als ik dan nog toen ik klein was, muziek geluisterd. Mijn pa was hij dan een fan van Michael Jackson songs. En hij was ook een liefde gehad voor gospel rock. Ik heb ook nog geluisterd naar zijn songs toe, Michael Jackson. Ik praat. Ik nou, ja, hoe meer ik geluisterd, hoe meer ik nou van hem gehouden. Ik heb letterlijk van kleins af kleren eras en ook net ik dans met dan ook. Jy was jou ster, jy het jou geïnspireer vir hoe hy dans. En nie is al jong man, ek dink dit was maar 'n generational ding. Ons ouers het vir ons kom voorstel aan Michael Jackson en hy was baie talentvol geweest. So was maklik om op te tel van dit wat hy doen. So net begin met sy dansies, die liefde vir sy musiek en dan sy dansies. Dan hoe het gekom dat jy dan in kompetisies deelgeneem het waar jy hom geïnterpreteer? Ja, toen wij in een jaar van de HSBS, ik denk dat was 23. Ja, die koos is in een jaar het talentcompetitie gehad waar de koos is gehad, ja. Ik denk dat in een jaar, ik denk nou, ook een van zijn muziek geluisterd,
Ik wil nog eens zeggen, ik heb eigenlijk van gaat 9 af. Maar zijn muziek nog meer terug, weer terug naar zijn muziek luisteren. Maar en hij, toen ik klein was, en mijn mama nog een keer in mag weer naar zijn muziek luisteren. Maar aan gaan 9, en dat er weer terug gekomen. En ik heb meer en meer. Maar ze is zo'n geluisterd. Ja, tot die avond, toen die talentcompetitie was, ja, ik heb dan de derde neem. En daar heb ik de kunnen ze zien hoe ik ga dansen. In die manier hoe ik gezegd, ergens hoe zij dans, had ik gezien. En ja, dat was dus de eerste keer, dat was de eerste keer dat ik eerst kan performen van zijn songs. Zoals ik het in het verleden was geoefend, een beetje geoefend om te kijken hoe hij moet kan krijgen. Maar ja, dat is waar nou, voor alles nog begin met het. Dat begin het. Hoekom het jy juist Michael Jackson gekies? Om te interpreteren, as daar so baie ander musikante was, wat jy kon interpret het. Hoekom jy is van Michael Jackson? Wat van hom met jou aandag getrek? Ja, dat was zeker dat de manier waar hij dans. En hoe famous hij was in die dienst. Ja. En hoe meer zoals mensen dan altijd al bij was muziek geluisterd. En dan dacht ja, hij was dus mijn rolmodel geweest van dans. En ja, dat moet. En die tijd ik nog geloof dat wij gedaan het was om voor die wereld op te maken. Op die plek te maken, ja. Want hij was mos maar wat ons allemaal gedink. Dit was zijn motto. Een van zijn songs het hy ook mos geskryf en gemaak vir die wêreld, né? Build the world as ek reg is, né? En ek dink hy was een van die songs wat baie van die mense getrek het, ja. Want dit is so ons mos gesien het as iemand wat 'n rolmodel is, iemand wat die wêreld wil verander. Met sy dans en sy musiek, né? Ja, nou ek luister nou so na Enzo hy nou sê al van kleins af begin met sy dans. As mamma het jou nog gesien opgroei, né? Wat het dit vir jou beteken om te sien die liefde wat jou kind het vir die performing arts? Ja, hy was seker so op die ouderdom van 3, 4. Hy was 'n baie eenkant kind gewees. Huiskind voor die TV. Baie voor die TV. Ons moes letterlik die TV sommige kere deur die dag afsit en kan buite speel wanneer kan moet speel. So hy het daar gesien alle video's, music video's. Sy kon is baie lief vir music video's. En sy kon het video gemaak in die kerk en later begin by events. So sy het baie video's gespeel, music video's, en daar het hy gesien. En daar het hy presies die moves gedoen wat die persoon het. Dat het eers begin by Michael Jackson, en die hemp moes gedurig opgewees het. Hy was baie lief vir hy hemp, en het t-shirt onderaan. As ek die hemp toegeknop het, was hy opgemaak. Ja. En later het ons begin sien, maar die kind begin aan nou te veel Michael Jackson. En dan het ons 'n bietjie gospel, ons het groot geraak in die huis van die Here. So ons het geweet, hier moet ons nou balans bring, dit moet nie te veel Michael Jackson wees. So ja, dan het ons Israel gespeel, Israel wat sing Alpha en Omega. Israel se album het daai jaar uitgekom, dink ek, toe Enzo 4 jaar oud was. En dan het Enzo letterlik soos Israel geperform en toe koop ons vir my gitaar, sy eerste gitaar, want ek het 'n liefde gehad vir musiek. En ons het sy mic gekoop. So wanneer ons so aan die diens was, het hy sy gitaar en mic saamgeneem en hy het alles gedoen wat Israel doen. Hy het toe later vir Israel begin act. Maar toe hy nou, soos hy nou vertel het, toe hy nou hoërskool toe gaan, het hy nou weer 'n liefde vir Michael Jackson. Maar ons het geweet, né, Michael Jackson dien nie die Here nie, maar ons het gedink, dis 'n hobby vir hom. Dis 'n hobby, ja. En ons het hom gelos, want ons het gevoel, dit sal nie skade bring. En hy hoërskool toe gegaan, soos hy mos self vertel het van graad 9 af, het hy toe nou weer Michael Jackson begin 'n liefde kry vir sy dans en goed. En hy het graad 10 ASB toe gegaan, want eerstens sekondêr was 'n bietjie vir hom te deel mekaar. En omdat hy nie 'n kind is wat rondloop en hy's 'n huiskind, wou hy glad nie hou van kinders wat ongemanneerd is. Daar het dit gebeur dat kinders, die onderwysers, lelik mee is en hy het gesê, hy sien nie meer kans om in daai klasse te wees. Hy het meer structure gesoek vir homself, ja. So eerstens sekondêr het glad nie vir 'n platform geskep nie, vir sy talente nie. HSB het eintlik die goed in hom uitgebrand, maar hy ook nie van geweet het wat hy het.
right, hy was 'n Michael Jackson fan. Hy het geweet hy hou van breakdance, spesifiek breakdance. So ja, toe is dit nou die eerste, of wat gebeur het, hy is toe met die koshuis ingeskryf, en hy is 'n kind wat oorslaapie, wat kuierie, en wat gaan uitslaapie, maar ek het gevoel, dis tyd om hom uit die nes uit te skop. En daar het die kinders, dit het eintlik daar op die koshuis gebeur, die kinders het vir hom gechallenge. Hulle het een aand like 'n danskompetisie gehou. Ek weet nie eens of hy kan nou afaan nie. En van die kinders het video's gemaak en hulle het dit rondgestuur. En ek het vir Jacqueline gesê, hoe kan die kinders dit doen? Ek het gevoel dis nie reg wat hulle doen nie. En Enzo dans nou hierso, maar ek weet nie eens van die moves wat Enzo als kon gedoen het. Daar sien ek op die video. En ek het het gevoel, nee, ek hou nie van dit wat hulle doen nie. En Jacqueline vir my gesê, los die klomp. Los die klomp. Hy, kyk jy sien wat doen hy klomp. Hy doen presies soos Michael Jackson nie goed. En okay, ons het hom gelos en dis mos toe nou wat die kompetisie daar was en ek deelgeneem en hulle het hom begin sien hy is goed in dans. In dans, ja. So baie hy was baie geboelie eintlik vanaf venter af as gevolg van sy spraak. Was hy baie geboelie nie fisies nie, want hy het nie aan hom laat slaan. Hy was verbally, meeste verbally geboelie en ge-abuse hulle mense. Want kinders kan lelik wees. Nie lelik, hulle kan wreed wees. Hulle kan wreed wees, veral as jy bietjie different is as ander mense. As ek nou terug, ek gaan gou terug en introduce so maar, sê jy was geboelie, né? Weet jy dit beleef op hoërskool of was dit nou net nog op die laerskool? Ik kan zeggen dat ook aan de ook begin met die laerskool ook. So dat was die tijd ik kan nou. Dat was dus zoiets wat die school gehad het waar was ons een model altijd. En ik denk in die tijd, ik denk het was graad 4. Oh nee, het was graad 5 denk ik. Of zeg, het is graad 5 ja. Ik en dan ook. Ik en nou, dus ik kleed andere tijd als Spider-Man. Ik is er bij, zomaar dan is het steeds gaan we en dan ja, zo en dat is waar die bullying ook aan begonnen. En that's so unnecessary, man. Ek meen, kyk nee, 'n mens voel soos, ja, agterkom, as jy het 'n dogtertjie, ek het 'n dogtertjie. Hulle is al by LJ is nou 4 jaar oud. Dus op hy sê hulle wil weird aantrek. Hulle wil nou reënbootse met tutus aantrek en die son skyn 80 hier buite. En dan voel jy nie gemaklik om jou kind skool toe te stuur nie. Want jy wil eintlik hulle moet van jou kind gay nie, maar jy onneem hulle om hulle persoonlikheid uit te bring, verstaan jy? So sê ja, hoe sê jy as mamma sê het dit vir Enzo gebaat om hierdie tipe dansies van hom te doen wat hy van Michael Jackson interpret in sy dance moves. Hoe het dit vir hom gebaat wat jy kon sien? Ja, ek dink dit het 'n bietjie sy mind afgehaal van die bully. Dus ek sê hy was gedurig goed voorgesê. Soos hy nou vertel, hy het Spider-Man uitgebeeld en na daai toe noem hulle vir hom Spider-Man. En ek moes letterlik vir hom sê jy is Enzo, jy's Spider-Man, jy het Spider-Man uitgebeeld. En van daar af het dit gekom op hoërskool het van die kinders wat saam met hom oorgegaan het dit gedoen, aangegaan. So ek dink die ding dat hy toe nou met die breakdance begin het 'n bietjie sy mind afhaal van die bully af. Want ek moes vir hom altyd gesê jy is nie wie mense sê jy is. Jy is wie die Here sê jy is. Jy is die Here se kind en jy is wie God sê jy is. So ja, toe hy nou daar begin met daai stukkie nou. En 2024 het hy revue, mos nou, hy sal nou seker vertel, het hy in die eerste revue gedoen. Of 2023. Toe hy eintlik by HSB kon 2023. Ek dink daai jaar het hulle begin met die revue. Dink jy hulle vorige jaar het gehad. En hy was daar 2023 het hy gedoen, en 2024 en laas jaar in sy matriekjaar het hy ook revue gedoen. So dat het eintlik vir hom ook 'n bietjie meer confidence gegee om die danses die feit dat julle toe nou op video's gesien het dat die ou nou dans, Michael Jackson danses doen, so dat het hom eintlik 'n bietjie meer confidence gegee vir jou en sy pa confidence gegee om hom te laat aangaan om te doen wat hy doen. En so vertel gou vir my uit van jou perspektief af oor die kompetisie waarin jy deelgeneem het, né? Wat het jy behaal in die kompetisie? Like, wat was jou prestasies? Het jy ingekom as 'n finalis of het jy die ding gewen of so? My eerste ding is ons, ek weet jy het ook 'n kompetisie vir Nilo gedoen, né? Maar kom ons praat oor die kompetisie op by die skool.
Ja, die aan waar die talentcompetitie was, en ik hoorde is. Alleen is net een klein prijzig hier, maar dan is iets in de eerder en dan goed. Maar dan is lekker bedrijven hier. Ja, en toen op 24 bij Dilo so talentcompetitie. Ja, ja, tegen de gezien de pauze waar je opgezet, waar je zo geld, vind geld. Sa cash prize winning. Ja. Ik na de wedstrijd, ik wil ook zo gaan. Maar ik zie ook de andere ballen nog. Ook uit de kant. Ja, so ik heb nog veel kom. En ja, toen ik 23, 24, ik heb meer groei aan Michael Jackson dans. So, ik ben dan alles hoe je doen, ik nog, weet ik nog wat doen. So, ik heb zomaar daar van die audition afgevat. Ja, tindelo, en de andere gezien het hoe ik dans, toen ik dan ervaar. So jy moes jouself vir 'n audition gaan basically. Yes. So dit sê dat hulle kon kyk of vir die kompetisie. So jy moes eens vir audition gaan en toe jy aangekom by die auditions en toe jy nog gegaan as performer, né? Yes. Vertel vir my hoe dit was om deel te neem aan daai spesifieke kompetisie gewees. Want dit was nie net dans, daar was sang en wat else was daar nog gewees. So jy was in die kategorie van dance, né, van performing arts. Ja. So, hoe was het vir jou om deel te neem aan hy kompetisie? En om te weet dat jy geld kan gewen het? Ja, ik kan zeggen, ik naar het was, dat was dan voor mij goed, want daar kan mensen gaan zien mijn talent, mijn talent. Zo, dan kan ik ook zien dat nou, toen ook eens breakdance, maar ik kon niet altijd voor zoals van die lopen zeggen, ik is nou zo makkelijk zeggen dans. Ik wil maar zeggen, ik is een beat master. Ja, op zo wat breakdance doen, so ik dan zo wat daarvan doen. Die aan waar de eerste performance kwam, ja, dat was dan zo easy. Ik was nervous en altijd, maar even maar nog het doen. Ik kan nog het doen en ja, toen kom ik dan ook die. Dus dan op die second round en dan ook die finals. Hoeveel rondes het jy gehad? Was dan dus 3. 3 rondes gehad, okay. Ja. En wat het jy geposteer in elke ronde? Ik ga zeggen, het is goed of zo waarin, maar Maar jy het mos dit deurgegaan in die volgende ronde toch? Ja. Dus, ja, So jy was 'n finalis op die ou einde Ja. van die show. ja, ja, so Nilo het so diplomas, ja, hij moest dus Ja, diplomas diplomas. ja gewoon wat je deel neemt. Wat jy nou aanlei jy na die volgende ronde toe gaan. Amper soos 'n golden ticket op Ja. Idols, né? Jy Ja. kry 'n golden ticket om na die volgende ronde toe te gaan. Ja. So bij die tweede ronde, ja, daar was ook een telling zien omdat daar was ook mensen, mensen waar ik niet zo fijn bij de school. Dat was met mijn andere klasmaat, maar ik nog samen zie, maar alleen niet van dit manier waar ik nou is. So, so, aan de tweede ronde was er nog net elkaar commenteren, maar ik kon niet zo aan elkaar leren terwijl al zeer wat ik maar net ignore. En Fokus op dit wat jy wil doen, ja. ja. En die aanwijking nog performed, dat was er nog een van mijn gezegd, so popular song, wat ik nog performed. Ja, toen ik kwam bij die, waar ze weer in de finale ronde kwam, daar ik nog wel een bewijs, al gaat niet met mijn boxie. Jy het gesê of my wat was jy waar jy behaal in die kompetisie? Like was jy die laaste finalis of hoe ver het die kompetisie vir jou gevat? Ons praat nou van Nilo se kompetisie, né? Ja. Ja, so ik nou zei, so Nilo het die, soos goud en dan so geen, hy net diplomas gegee. En so nou ja, kan gaan met die aan. So eerste een was dan nou reg. Ik was nervous in die tijd, maar ik had die kom. Die tweede een was een beetje challenging. Maar daar was ook soos vijanden. En Mense het jou probeer afdruk, ja, wat nie wil hê jy moet verder gaan nie. ja. Wat ek sou sê geïntimideerd was deur jou talent wat jy het. Ja, so alle groepen was, alle doen een rap. En ik maar doen ik maar dans altijd. So ik had aan die eind van een van Michael Jackson so popular song gedoen. Wat is die song wat jy gedoen het by daai ronde? Kan jy nou Ik dacht dat was Billie Jean. Ja, dat is zo. Billie Jean? Ja, en alle dat het negatief was goed gezegd over mij tijdens een tijd. Ik heb maar net ignore. Yes. En ik heb dan net in die tijd op het einde van die avond
in ieder geval bewijs. Al gaat dan kan met mijn beter. Maar ik ben Yes. klaar voor de tv. Yes, 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 Ja, yes. zo al dit deel komen, maar ik kan nog deel komen naar finals toe. Die finals, dat was ook een klein beetje challenging, want dat is vooral, ik ben nog een songvat waar je moet doen voor de finals. Maar ik denk, ik heb ook zo keren in een vat, ik ben nog performed. Was either dat of die manier, ik ben nou, zoals die States, ja, die States was een beetje anders daar. Also, zoals die gewone States op de boer, maar tussen in Ilo, of dan maar bij die gewone voeren. Gewoon op perform. Ja. Perform. So daar was dat het je 'n bietjie uitgegooi met dit wat jy voor geoefen hoe jy envision het jou hele performance gaan afloop en toe sit nou daai change en toe sit nou nie meer dieselfde nie. So jy 'n bietjie fyn 'n feeling vir dit verloor seker. Ja. Nee. Ja, so ik heb voor me verdedigd dat ik moet nog gaan perform met mics. En dan zei die mic moet afwees. Also, ik doe het die zaterdag gedaan bij 2 Toen je, ja, 2 gedaan. Ja, die aanwijzing nog gedanst het. Ja, zo ik zei, ik kan zeggen dat was recht, maar dat was niet het beste niet. En ja, ik heb het accept mijn verlegenheid. Natuurlijk ja. Ja, maar ik dan nog te veel geworden niet. Maar Ja, maar sit jy daar om 'n platform gehad Na om die finale toe. na die finale toe om te kan wys en daar's baie mense wat jou talente gesien het. ja, ik wil ook zeggen dat bij die tweede, ja, die aanwijzing klaar bijvoorbeeld, mijn phone was gesteld. Ik weet niet hoe niet, mijn muziek was gesteld, maar ik kon er mee van krijgen. Ik heb een hele gezegd en die finals naar klas, al nog steeds krijgen en kon ik zeker niet meer voor een niveau gekoppeld tijd. So, mijn pa maar na die tijd gekoppeld. Na dit weer aan 'n keer gekoop het en dan natuurlik dit het ook seker afgesit want dit is mos maar net lekker om so 'n belangrike ding te verloor. En so vat gou vir my na die transition toe van af jou Michael Jackson interpretasie dat hoe dit gekom dat jy nou geestelike danse doen, spiritual dancing doen. Wat is die regte terme? Wat is die regte woorde vir dit? Also, Is dit net spiritual dancing? Ja, maar ze zijn dus het prijs en was. Hij is nou een prophetic. Daar is nou een ander Prophetic, move, ja. prophetic dance. Nou. Daar is Oké. daar is nou hele ander. Spiritual is net gewone passies. Net gedaan. Maar prophetic is waar je voor iemand verleert. Niet met woorden, nee. Maar met jou Met dans. verleer je voor iemand. Oké. En iemand voelt het in woorden. En van hier, en iemand voelt het terug van hier. En iemand raakt genees door net jou dans. Nee, deur So net jou daai dans is te nou- sien. hy is So nou jy meer uitbreek spiritual. dus nou prophetic Is nou dancing. prophetic, ja. Maar kom ons gaan gewoon naar die begin toe en zo. Hoe het gekomen dat jy van Michael Jackson af naar spiritual dancing toe gaan? Dat was eerder dan augustus maand van 2024. Mijn mij was samen met mijn baas functie gehouden aan Montikie. Was nou van werken. Miracle, ja. Die miracle event wat ons gehad na. Ja, alleen nog een vraag dat ik dans kon doen van zus. Toen ik nog talent op deze was, en ze me respons en ik denk. Ja, zo ik nog gedaan wat ik nog doen net. Speciaal zo maar ik nog performen bij de televisie. Maar ja, ik die daar ben ik nog performen. Ja, apostel maar gas kon iets zien aan was verkeerd aan onder mijn dans. Ja, ik heb nog een video van niet, maar ik heb maar nog dingen maak. Ik ging maar om. Ja, ik denk dat was zo een week van augustus maand. Van apostel. Ja, apostel het vir hom gesien perform. Sy het vir ons 'n woord gebring by die event. Ons vra vir hom 'n woord te bring. Want dit was 'n vroue event. En hy het geperform hy Saterdag ja. En hy week het sy vir my gekontak en sy het vir my gesê, "Jou kind is baie talentvol, maar Michael Jackson, ek dink hy dangerous gedans." Yes. Hy sê Michael Jackson is 'n no. Michael Jackson het nie die Here gedien nie. Michael Jackson was demonies geweest. En ek het nie ek het met haar saamgestem, ek het vir haar gesê, apostel, ek is hier, ek en my man is hier, maar bewus af van geweest. Het was maar net vir ons, amper so, ons het maar net toegelaat, omdat het breakdance vir hom talent was. Maar so was hy heeltemal neergesleer, want dit was, hy begin nou trek toe nou weer aan, soos Michael Jackson, ons het vir hom die hoed gekoop, ons het vir hom 'n baadjie laat maak, vir die een spesifieke song wat hy gedans het, by die Nilo se kompetisie.
So ja, nou sy het nou daar gesien en sy het nog vir my in die week toe gesê nee. Vir my gesê ek moet beweeg met Michael Jackson. Hy was op die koshuis gewees en ek het vir hom gesê toe hy die naweek huis toe kom. En hy het dit nie baie goed hanteer nie. Natuurlijk, ja. Want hy voel mos nou Michael Jackson in die wêreld oorwin en hy sê vir my maar Michael Jackson het die Here gedien. Ek sê en so Michael Jackson het die Here gedien. So daai naweek was baie moeilik geweest want hy was letterlik soos 'n kind wat 'n tantrum gegooi het. Ja, tuurlijk, ja. En ek het gedink, gaan die kind hom iets aandoen. En jy weet, wanneer hulle nie hulle sin kry nie, dan doen hulle enige ding. So daai aand het ek niks goed geslaap die Saterdag, die Vrydag aand. En oor die naweek, hy was letterlik kwaad vir my en sy pa. En hy sê Sondag het ons aan gehad werk in koshuis toe die middag. En toe die week daarna kom die naweek daarna weer huis toe kom. En ek het vir hom gesê Apostel het gebid oor die foon. En ek het vir my voice notes gestuur. Dat luister hy naweek, waar sy gebid het dat hy moet breek moet dit. En ek en sy kon ons los hom nou net. En toe die naweek huis toe kom, toe sê ek hom jy sal nou die naweek daarna huis toe kom. Sy sal nou maar moet breek met Michael Jackson. En raak ons slaap van sy video's, sy foto's op die laptop, op die rekenaar. Raak ons slaap van al die goed in jou muur van Michael Jackson. En so het ek toe nog geluister. En hy toe nog begin besef dat wat ons praat is die waarheid. Kijk, ik ga gewoon inkomen van wat ik ook weet, nee, is dat onze jong mensen beseffen dat het begint zo klein deur een muziekvideo te like, te interpret, vir die specifieke gees, of wat het ook al is, wat dat is, om binne jou in te kan kom, of in jou leven te kan kom. En die feit dat jy het deurtjie oopmaak, vir dit, unknowingly, maak jy saam wat deur op vir dit, en het begin deur 'n tipe van 'n klein obsessie. Ja. Jy kan nie genoeg kry van die persoon se goeders, soos jy sê, jy posters en jy video's en jy begin het doen, alles wat die mens doen, is amper so jy idolize die person. Dis baie van ons jong mense, weet jy dat dit 'n vorm is van dit innooi by jou in, en ons sien dit nie so nie. Hy het ook gesê hy het die studere gedoen ook, maar daar was 'n seker songs wat ek nog soos nou verstaan uitgevind dat daar was seker songs wat demonies klink het. En dis wat Apostel nou gepraat het van. Ja, so daar was so 'n waarskuwing was wat Apostel my gegee het. Ja, so ek kon nie altyd verstaan dit, maar iets en binne my nou gesê dat ek moet kan doen. Dat ek moet my sake oorgee en wegbly van dit en nuwe ding kan begin van my lewe. Soos ja, ek was ook in 2023, 24 in die jeug. Ja, ek was altyd ook in die jeug. Maar ek kon nie in die tyd voor hy wat gebeur het van die verandering. Ek kon nie altyd verstaan wat dit bedoel om vir die dans. As net vir 'n dans om te doen vir 'n kerk, ek kon nie altyd verstaan dit. Maar ja, ek was maar nou bly dat Apostel nou dat my gesê. En ja, dat was in September maand. Is September. Ik heb nou mijn eerste speeldans gedaan. Op mijn eigen gedaan. Kleine vriendendans. Toen jy begin spiritual dancing vast te doen, die is September van 2024. Yes. Nee, julle vir hom gejaap om op die pad te kom, julle nog, om die spiritual dancing voltyds te doen. Ja, ons het hom baie gesupport toe hy begin. Creative en hip-hop en alles dans. Het ons hom support, ons het t-shirts begin koop met Bybelskrifte op, dansklere vir hom begin koop. En ja, daar het sy ding begin. En mense het begin sien wanneer hy dans. Dan is daar die dans wat hy doen het 'n atmosfeer geskep. Waar mense die teenwoordigheid van die Here gevoel het. En hy het begin weerbereik of seker die jaar voor hy met vriende en hy is heeltemal alleen. Soos ek sê, hy is 'n huiskind, hy loop hier rond, dit is net jag toe, Sondag kerk toe en saam met ons is ons beweeg. Maar toe het hy nou vir die Here, hy moes nou vir die Here gekies. Hy het sy verhouding met die Here. Ek het vir my kinders geleer, sy hoef nie vorentoe te gaan vir 'n gebed, vir 'n uitnodiging om jou te bekeer. Jy kan in jou kamer, in jou binnekamer, kan jy die Here aanneem. So my kinders het die Here hy het die Here aangeneem in hy tyd en hy het gegroei in die Here en het begin uitleef in
toe word sy talent wat hy eintlik het, word toe nou 'n gawe. Maar hy het nou sy talent na die huis van die Here toe gebring. Yes, waarvoor het intent was van die begin af. Want die Bybel sê dat jou gawe sal vir jou gift will make room for you. En dan sal jou gawe vir jou vir baie mense bring. So dit is wat nou toe nou hier gebeur. Hy begin met spiritual dance en later het hy nie net gedans, hy begin 'n preek, begin 'n minister met sy dans en dan is hy nou vandag op die vlak van prophetic, waar ek gesê het prophetic is waar jy dans vir iemand, jy dans vir die gehoor, maar die mense vang wat jy, hulle kry die boodskap, hulle word genees emotional, hulle word liggaamlik genees, hulle voel die atmosfeer, so nou is dit nie meer net geestelike dansie nie, dit was mos nog eers net 'n geestelike dansie, hy het nou al beweer na die prophetic toe, so elke keer wanneer ons oral waar ons gaan waar hy dans, is daar altyd mense wat kom en sê, seën, hou aan met dit wat jy doen. Jy het ons gestig vandag, jy het ons gebless vandag, ons het gevoel die krag van die Here toe jy dans. So, ek kan nou toe ons nou klein was en vir Israel gedans het ek alreeds ook gesien dat hy die gawe om te dans en hy is baie lief vir musiek ook. So eintlik het dit ook daar begin, toe hy begin na music video's kyk van Israel die bekende gospelsanger. So daar het sy liefde ook begin, maar omdat die duiwel geweet het wat hy eendag gaan doen vir die Here, het die duiwel Jackson ingebring. En Jackson was 'n distraction, dit was 'n distraction vir sy pad, yes. Ek is net bly vir die Here dat hy die gebreek het en hy het geluister na ons. Die belangrikste was vir my dat hy gehoorsaam was. Ek het vir hom gesê, jy het 'n keuse. Sy het 'n keuse of jy luister na die vrou van die Here. Die Here het vir haar daar gesit as 'n stem op die aarde, die man en die vroue van God. Jy het 'n keuse of jy luister, want ek het 'n keuse gehad. Ek het in sy paart 'n keuse gehad, of ons luister na haar, of ons luister nie na haar. Ons laat hom toe om al aan te bereiden. So ja, hy het nou 'n kwaliteit besluit geneem. Hy luister na die stem van die Here, en dis daar wat sy groei in prophetic dance. Maar wanneer ek vergeet sê, ek is nog op praise en worship dance ook. Yes, prophetic sleep was in praise and worship. En so het kom jy op die danses van jouself, of was daar iemand wat jou spiritually help met die danses wat jy doen? Like wie help jou men dat? Om eerlijk te wees, want vir sekere songs, dit is net die aan my eie kwaliteit. Ek nou dit. En daar is ook al so aan die jag ook, wat van hulle kant ook, leer, ons wat kan doen. Maar van my songs af, soos ek sê, van my eie ding. Maar seker, ek kyk so op YouTube hoe hulle dit doen en dan leer so ook by. So as 'n spesifieke persoon wat jou deurvat met dit. Want soos ek verstaan, ek hoor wat jy sê, hulle nou, dit is twee verskillende soorte danse. Spiritual and worship dancing en dan prophetic dancing. Wat beteken vir, as ek nou, ek my reg as ek reg is, of as ek nie reg is nie. Spiritual dancing, die prophetic dancing beteken daar spesifieke moves, spesifieke goedjies wat jy moet doen vir dit wat die woord wat jy moet gee, reg genoeg. So dit is alles goed wat jy uit jou eie uit bewerkstellig om het so te kan kry as dit reg is. So jy ontwikkel jou eie dansie self. Sê jy sê as ek nou as ek reg is, sê jy sê dat wanneer jy dit doen, is dit soos wanneer jy in 'n spiritual plek ingaan om dit te kan doen, want jy kan nie mens alleen ek bedoel nou die prophetic dancing eis nie, soos ons het sê nie. So jy gaan in 'n spiritual plek en waar God jou dan die regte manier wys hoe om die danses te doen, because as ek het reg verstaan, as jy prophetic dancing doen, is dat baie wat op jou lê, vir dit wat jy moet interpret. Ek sal sê, hy moet in 'n atmosfeer gaan en hy moet prophetic, jy moet voorberei wees. So jy moet intercessors hê, jy moet bidders hê vir ons bidders, wat om cover, en alle prophetic dancers het intercessors wat hulle cover. So jy moet in daai atmosfeer ingaan en reg, jy moet onder die bloed van Jesus ingaan, want jy gaan nou van die goed wat jy gaan dans, gaan nie goed is wat jy geoefen het. Dit kom on the spot, yes. Dan gaan jy flow. So dis waar flow inkom. Jy gaan flow. Dit gaan glad nie geoefende goed. Hy het byvoorbeeld laas jaar in Riviersonde en dit ons gaan support, en dis die stukkie wat ek ook wil sê,
Hy vergeet seker nou van sy's van Raffie Sonne en Doreen. Ja, weet jy. Doreen het 'n bietjie in hom invest met haar manier van prophetic dance. Het sy vir hom 'n bietjie geleer en geguide en hy was by een workshop. Hy was nog net by een dance workshop waar 'n vrou uit die Kaap het gekom het, profetes Simone het uit die Kaap het gekom en sy het in Bonneville dit gedoen. Hy was net by daai een workshop en waar hulle ook geleer het hoe om te flow en al daai goed te doen. So hy het net daai gedoen en by Suster Doreen leer hy mos nog so hier en daar en sy sal hom lekker guide. So maar hy het nie iemand in essensiaal Yes. wat vir hom leer en dat jy mense die Heilige Gees is dan nou die einde van die dag as die Heilige As sy Gees. As leraar. hy leermeester. Yes. Maar as hy in 'n atmosfeer ingaan, moet hy gecover wees. Hy moet gesalf wees want in so 'n atmosfeer as jy prophetic dance enige iets kan gebeur. Jy kan soos ek sê, jy kan vir mense dans wat met kanker daar sit wat genees word in daai atmosfeer. Dis waar prophetic inkom en dan met die prophetic move wat nou is, né? Hulle word mense wat prophetic dans word baie afgedruk. Natuurlik van ons Hulle kry baie ons ken teen- dit ja. Ons ken ken dit. mense ken dit en wat unknown is basically taboe. Verstaan jy? As jy nie weet En nie. mense voel hulle word gestroop, hulle moet hulle uit hulle comfort zone uitkom as iemand wat nou by jou vir jou dans of in die atmosfeer dans nou goed uit jou uitbring wat die Here wil hê eintlik moet uitkom. So mense voel baie ongemaklik. Yes. So ja, dit is wat hulle doen. So hulle bring vlae in, so hulle vlek. Daar staan jy wat hulle niks moves maak nie. En ons mense is geneig om te kyk vir moves. As dit prophetic dance is dit net flow of is net vlek. Dit mag dalk nie sin nie. Dit sal 'n tamboerijn Yes. wees. Dit sal hulle noem dit 'n war stick of 'n matta stick. Hulle sal daai allerlei wapens bring hulle in om te dans. So die doel van wat hy eintlik ook na die einde van die dag toe sal sê is deur sy dans wil hy baie jong mense voorsê dat jy kan die Here dien. Dit is nie vervelig om die Here te dien. Yes. Jy kan vir die Here dans. En wanneer jy vir die Here dans, dan gebeur daar so baie dinge. Soos ek het byvoorbeeld gesien met sy eindeksamen laas jaar, as hy altyd oefen, dan sê ek vir myself, die Here moet vir jou deurkom. Die Here moet vir jou deurkom en jy sit daar te veel in. Want onthou as jy dans of as jy sing, as jy 'n goeie sanger is of jy dans, maar soos mens spesifiek met dans, dan sy prys jou way out. Yes. Ons almal het goed in ons lewens. Hy het baie uitdagings gehad veral op skool. Ek kan onthou in 2024 was daar seuns gewees by die skool wat hom vasgedruk het in die toilet oor sy foon. In sy matriekjaar laas jaar was daar seuns gewees, hulle is mos groepies op skool, wat vir hom half wil ook vasgedruk het en met hom wil beklei het oor hy geweier het om iets te gee wat hulle het byvoorbeeld daai dag swem gehad en die spesifieke seun het sy swempet gebring en hulle gang toe op teen hom, maar hulle voel hy moet sy swempet vir die kind leen want hy gaan dan nog nie deel neem aan die swem. So sulke tipe goed het hulle hom altyd oorgekom seuns. Dus ek sê hy was nooit aangerand nie. Hy was nooit geslaan nie. Maar hulle wou altyd sulke goed by hom afvat of hulle wil sê. Dis nog altyd 'n vorm van bullying. Yes, wat ek Is voel nog dit is altyd 'n vorm van bullying. Of hulle het hom goed gesê, maar die einde van die dag het hulle hom sterker gemaak. Hulle het hom sterker gemaak. Daar was 'n stadium op laerskool waar hy vir my ma gesê het, hy wil nie meer skool gaan nie. Hy het dit nie vir my gesê nie. Ek het dit gehoor. Hy wil nie meer skool gaan nie want dit was baie erg. Maar soos ek sê, die bully het hom sterker gemaak en hy het sy toevlug na die Here toe geneem. Dis die belangrikste. Hy het die Here gekies en nou dat hy in die profetiek is amper so asof die Here sê, Enzo, jy het so baie gesuffer van jou kleintyd af tot in jou matriekjaar. So ek gee nou vir jou die profetiek dans, jy hoef niks vir niemand te sê. Ek gee daai vir jou as 'n ekstra gift. Jy kan net dans, dat spreek nie tot mense. Yes. So dit gebeur keer op keer as hy dans in 'n atmosfeer. Of dit weer song event is, of dit in die kerk is, dan sal mense altyd kom en sy gift erken. Hulle sal altyd vir hom sê, hulle voel vandag gebless, hy het vandag vir hulle gestig in die atmosfeer. So ja, die einde van die dag, as hy kan terugkyk, kan hy sê dit was die moeite werd. En die Here is nog nie klaar met hom. Yes. Want hy het profetiese woorde gekry wat die Here gaan vir hom vat land uit.
As net vir hom om gehoorsaam te wees. Yes. Of ons almal wat 'n woord kry van uit die mond van die Here, van iemand af. Hy woord sal nooit in werking in jou lewe kom as jy nie En die gaan gehoorsaam glo is. of gaan Yes, glo jy gaan glo. dat dit is dat God vir jou uitgesit het, ja. Want kom ek sê hoe wat, nee. Ons was ook eendag in die kerk gewees en daar was ook 'n profetiese vrou en ons saam het ons het ek en Eroy finansiëel en so deur 'n baie difficult tyd gegaan, nee, en dit was ook so dat by die baba daar wat ons bly was dit ook nie 'n lekker atmosfeer gewees nie, nee, en ek en hy is daai dag besit ek, hy was ook op 'n profetiese vrou, ek vra vir die Here asseblief, ek wil hê hulle moet enige iets oor my uitspreek terwyl die mense in hierdie kerk is nie. Laat wat ook al hy vir my wil sê in privaat het gesê word, want ek weet nie wie sit hierso en wat hulle in 'n harte het teenoor 'n mensie, want jy weet mense sal jou in jou gesig kyk en vir jou sê baie geluk met jou nuwe die en dit, maar jy weet binne hulle is regtig gelukkig of wat jy weet. So hy dag vra ek toe Here asseblief en ek sit hy dag en ek gaan hier moet in 'n hele diens lank huil ek net heeltyd en ek prys en ek worship en ek sê net dankie vir die Here en ek huil heeltyd, maar ek vra ook dat die vrou moenie na my toe kom of na Ero toe kom en vir al die mense kom sê wat dit is, laat dit as dit vir ons is, as 'n boodskap is, laat dit privaat is. En daai vrou die kerk is dit en vir een of ander rede besit hy dag en hy gaan ook stoele optel, maar ek dink ons was ook reg om huis toe gaan nie. Ek was ook reg om huis toe gaan nie, want ek moes nou huis toe gaan, maar ek moes vergewe. En ek weet nie of ek reg was om te vergewe nie, maar ek weet ook ek het 'n keuse gehad, ek het klaar gepraat. Ek moet vergewe wat ook al ek in my hart gedra het daai tyd. En ek het getry ook om dit 'n bietjie te prolong. Verstaan jy voor ek dit wou gaan doen. En eventually het uit toe begin 'n stoele oppak en die vrou kom toe eventually ons gesels toe met die apostel eerste en na dit kom die vrou na ons en ek weet nie wat van haar laat haar op my kyk en sy vra my kan ek vir bid, kan ek vir julle bid en ek sê ja en sy bid vir my en sy profeteer oor my en Eroy en sy vra vir ons skielik maar hoeveel kinders het julle, ek sê maar ons het net die en ek, as sy vra as dit julle kind, ek sê toe ja, elke my so ek dink 'n jaar of iets oud, elke my lê toe in die prem en sy vra as dit julle kind, ek sê soos ja en dan nou vra sy vir my is dit net die enetjie. En ek sê toe nee, maar hy het nog 'n voordogter voor my tyd, voor ons se tyd. Dit het vir my sê nee, want sy sien 3 kinders. Sy sien 2 meisies en 'n seentjie. En ek is soos maar ons het net die 2 kinders. En sy sê vir my nee, God gaan vir seën met 'n seentjie. Eendag gaan hy vir hulle seën met 'n seentjie en sy sê vir my weet jy dat jy so anointed is. Jy weet nie wat 'n guns van God op jou lewe lê nie. Sy sê vir my en sy sê vir my jy weet nie hoe anointed sy is nie. En ek gaan nog vir jou sê, ek het dit nou uitgevind. Ek het nou begin besef wat dit is, wat hy vrou daai dag is paar jaar terug, ja, my is 4, seker soos 3 jaar terug, wat hy vrou hy het gesê, maar met ek geglo dat dit want daar is stappe daarin en nou seker soos paar weke terug, 3 weke terug, 4 weke terug, vind ons uit dat ek is swanger met 'n baba seentjie. En verstaan jy? En soos ek het kom ek sê hoe wat toe ek swanger raak met Dick en julle nog was ek in die kerk gewees weer eens, né? In dieselfde kerk wat julle ook so nou en dan in is. Of julle in Finding God Ministries is. Ons gaan toe en ek gaan met 'n spesifieke doel uit daai kerk toe. Want ek sê Here, as ek nou kerk toe gaan, al wat ek vra is vir 'n confirmation. Is ek regtig swanger? Of is dit nou weer my mind wat tricks met my speel omdat ek so graag my laaste babatjie wil gaan haal? En ek sê al wat ek van u vra is dit 'n confirmation. Niks anders nie, net dat. En weer eens daai dag is daar weer 'n profet vrou in die kerk, 'n different ene. En ek gaan staan voor vir gebede en in my brein nê, as dit soos 'n bolletjie, klompie, goedjies wat so deur mekaar gaan. Ek kan net nie rustig raak en afsweetsie. En ek sê Here, maak my stil, maak my gedagtes stil sodat ek kan ontvang wat dit ook al is wat ek moet ontvang. En ek het daar gesien sit 'n pink suit aangehad of 'n pink dink sit 'n pink suit of 'n pink skirt suit of maar sit pink aangehad. En ek kan haar sien aankom, maar soos sy aankom so raak dit soos dis doof. Ek weet nie hoe om dit te explain, dis dood. Like ek het die gedagte nie. Ek dink aan niks, ek voel niks, ek is net daar. Amper so in limbo as jy verstaan wat ek sê. En die volgende oomblik voel ek net sy vat en sy sê vir my receive en ek gaan en ek val en
ervaar vir die eerste keer hoe dit voel om die gees van die Here binne jou te kry. Vir die heel eerste keer ervaar het. En al wat ek daar kon leer, doen wat ek kan nou sê, ek kon net prys en sê dankie Here, dankie Here, dankie Here en huil. En dankie Here, want my konfirmasie was daar. Die maandag gaan ek na die dokter toe en soos nee, dis 'n definitief positief. Verstaan? Ja. So dat was soos ek dis wat ek op wat in kom, daar was geprofeteer. So as jy nie gaan glo in dit wat God vir jou uitsit nie, dan gaan dit nie dan as jy onwerking kom en wanneer jy ongelowig en baie ander dinge gaan teen dit werk sodat jy kan kry en ek meen dat ons dit 3 jaar gevat vir ons om te kry wat God vir ons beloof het. So dit beteken nie as jy word geprofeteer oor jou lewe dat dit sommer môre gaan gebeur nie. As ons nou terug moet kom op die prophetic dancing, ons wild nou so 'n bietjie af, maar dit het 'n lekker so te gesels. Wat is dit wat jy verder wil beplan om te doen met jou prophetic dancing? Ek het op 'n stadium gesien dat hy probeer om 'n groepie te kry sodat hy nou vir hulle kan neerdans. Hoe vorder dit en so? Ek kan sê dat vorder nou baie goed nou. Ja. Kry jy baie belangstelling van die gemeenskap af? Nie regtig nie. Ja, so ja. Ek kan ek sê dat ja, dat ek oefen net van my groep af, maar daar's ook soos mense ook my vrou op ander plekke oefen by hulle groep oefen. Soos ek dink van Bournemouth mense. Die 3 jaar lang was in huis weer. Daar was ook groepie van by TV laas jaar. Hulle het dit gospel revue gehad. Ja, dieselfde meisie wat ons geleer het van hulle kant af so dans van gospel. Sy moet ook meer gevra dat iemand op haar groep ook kan leer. Om van wat dans onder doen vir 'n sekere sangmoeder of something. Ja. So ek moet dat doen. So besef nou dat die Here gebruik net om dat my eie groep te maak, maar dat ook ander kinders ook kan leer op ander plekke. Sê maar in Bonneville en ook aan Montetjie en in 'n plek. So jy streef uit om in die ander plekke ook te gaan dans, workshops of dansklasse te kan gaan gee in dit in. Is dit nou net vir die hele gemeenskap of is dit in die kerkgroep waarin jy beweeg? Nee, dis interkerklik. Is interkerklik, ja. Ons het dit net so gemaak sodat ons jong mense kan bereik. So eintlik is dit net meisies. Seuns is nog 'n bietjie ek dink seuns het daai siening van as jy creative dans of as jy vir die Here dans, as jy 'n moffie. Ja, maar dit gebeur in die dansskool ook wanneer ek was by in Florida. Like ons het verskriklik gesukkel om partners te kry, seunspartners te kry vir die dogters vir ons dogters en so. Want like hulle dink as jy ballroom dancing doen, dan is dit as 'n gay ding. Jy moet gay wees om dit te kan doen. Net is dit die waarheid. Dis die waarheid. So ja, hy eintlik as dit meisies soos ek sê, is al seun. Maar ons adverteer, ons het in het langwas geadverteer, maar soos nou môre, Vrydag oefen hulle, en Saterdag, omdat die kinders mos al die week nasorg in skool, so Vrydag en Saterdag oefen hulle. So ons hoop nou môre, sal daar nou seuns, soos hulle nog gesê, hulle gaan kom aansluit, en dan beplan ons nou 'n event, wat die Here op sy hart gelê het, die 4de Oktober, in die Barnardsaal, waar ons ander plekke se dansers gaan spesifiek 'n dans celebration wees. Amper soos 'n sang aan, maar dis net vir dans wees, ja. Waar ons Houston gaan ons hê, ons gaan van die Kaapse ouens genooi wat dans. So ons wag nog net vir hulle om te confirm. Ons gaan Riviersonde Andy het, ons gaan Bonneville het, en dan wil ons nog so en skool van Montetjie ook nog nooi en as Robertson dansers het. Want die doel van dit is, hy wil deur dit vir die Here dankie sê, vir die tydperk wat hy vir die Here dans. Dit is maar nog nie lank wat hy mos nou die Here dien nie, maar hy wil vir die Here dankie sê vir dit, vir sy gift, en dit celebrate saam met die ander dansers. En so, as ons nou kan gewoon terugkom op die oefening van jou, wat is die tye wat jy oefen op 'n Vrydag en 'n Saterdag, en kyk daar nou mammas en papas wat luister, wat dalk voel hulle wil hulle kind ook stuur om te kan kom deelneem. Ja, so op 'n Vrydag, ek sal dan normaal so vir 2 ure van 3 af tot 5 uur. Want as 'n voorvan ek nou jag te gaan aan Montetjie. Dat is waar jy moet 2 ure maak. Soms maak ons net vir 1 uur en 'n half, want dat is nou as dan baie so baie ding wat er gebeur was. Saterdag ook dieselfde tyd, maar daar is seker tye waar 2 tot 3, né? 3 tot
Saterdag ook 3 tot 3 of 5. 5. 3 tot Maar die 5. challenge wat ons op Saterdag het, is van die kinders gaan saam met die ouers Mm. rugby. Dat is die challenge wat ons het. En omdat hulle nou voorberei, hulle is al besig om voor te berei vir sangmiddag 6de Junie in 'n Ja. feessonne en dis nou die eerste event. Dus Wat hulle almal saam ja, gaan dat en is wel gaan mijn gaan derde keer dans. helaas. Ja, hulle gaan hy gaan die derde keer daar, hy kan dansen, maar dis hy in sy groepie se eerste keer. So hulle is nou besig om voor te berei sodat met dis eintlik bietjie moeilik as kinders nie uitkom om te oefen nie. Maar deur dit wil ons wil regtig vir die jong mense van die strate afkry en ons wil vir hulle wys hulle kan vir die Here dans. Hulle hoef nie daar buitekant te gaan dans in die wêreld en seer kry nie. Hulle kan in die huis van die Here, daar word platforms geskep vir die kinders om in die huis van die Here te dans. So dit is die doel van die dans en soos ek gesê het, dit is interkerklik. Heel van die begin af het ons gesê dis 'n kerksaakie, dis 'n interkerklike saak. Of jy nou VGK is en of jy nou AGS is, enige kerk se kinders is welkom om te kom. En sodoende kry jy die kinders van die straat af en dan het ons droom groot. Ons vertrou die Here vir eendag vir 'n studio. Vir Esten, vir dansers. Ons weet nie wie gaan hy, maar ons weet net die Here wat Ergens gaan sien die Here gaan in iemand se hart weer. Maar en zo, van my kant af en van Radio 67 af wil ek veel baie voorspoed toewens met dit wat jy beplan te doen en ek wil veel dankie sê dat jy jou storie met ons gedeel het en dankie dat jy ons jong mense so wil inspireer met dit wat jy doen en dankie Eleanor vir dit wat jy hom toelaat om te doen en vir die support wat jy vir Angel gee, wetende wat Angel se struggles in die lewe is, dat jy hom nie voorsê nie, maar hom allow om sy mense kan wees, sy eie mense kan wees, want dit is baie belangrik vir 'n jong mens om sy eie plek te vind in die samelewing, however it may be, en gelukkig vir hom het hy ouers wat baie supportive is, teenoor dit wat hy doen. Is daar enige iets wat jy miskien vir die gemeenskap wil sê, Angel? Wat jy mee wil bemoedig of so, dan the floor is yours. Ja. Ek wil vir elke jong mens sê, die soos die gawe wat die Here gee, die geskenk wat die Here gee. Jy moet net dit gebruik vir die wêreld nie. Maar jy kan dit ook gebruik vir sy glorie. En ek wil hen inspireer dat as jy kan afbreek met enige van die wêreld so goed, want die wêreld kan jou afbreek en dan kan stukken maak. Maar as jy nou dit kan gebruik vir die Here, dan sal jy nou dat sien wat hy vir jou voorplan. Ja, dan is iets wat jy wil sê vir die gemeenskap, iemand, mense wat jy wil nooi om kom deel wees van julle dansgroepie. Ja, soos ek reeds vroeër gesê het, almal is welkom. Ons soek veral jong manne. Ons het nou al gehoor van jong manne wat kom, hulle kom net nie. Maar ons bid hulle los en ons vertrou die Here dat hulle binnekort sal kom. Ek wil 'n skrif gee. Dis nou die Afrikaans 83 vertaling. So hulle skrif lees, dit is nou die Afrikaans 83 vertaling. So hy maak dit baie lekker oop. Spreuke 18 vers 16. Geskenk maak vir 'n mens die pad oop en gee hom toegang tot mense met mag. Dit beteken dat vrygewigheid of 'n geskenk deure kan open, guns kan wen en geleenthede skep om invloedryke mense te ontmoet. So dis die skrif wat ek altyd vir Angel gee, your gift will make room for you and will bring you before great men. En dis wat ons sien wat nou in sy lewe gebeur. So my gebed is altyd net, ons wil nie, of hy wil nie die gawe vir homself hou nie. Hy wil die gawe deel met baie ander jong mense in sy stikkende tydperk wanneer hy was in sy seer en hy hom na die Here toe gewen. So ons vertrou die Here dat jong mense na die Here toe sal hardloop en hulle toevlug sal neem. Hy het 'n keuse gehad. Hy kon ook gerook het. Hy was nie een keer op hoërskool en hy onder groep druk ingegee nie. Want daar was natuurlik vir hom gesê, kom saam met ons en rook saam met ons en doen. Nie een keer, ek hoef nooit, of sê kon ons hoef nooit skool toe gegaan het, of dat ons ingeroep of onderwysers of verkeerde dinge wat hy gedoen het. So hy het vir Jesus gekies. So my gebed is en my begeerte is dat ons ouers regtig ons kinders na die huis van die Here toe sal neem en dat ons jong mense sal opstaan en sal saam gaan Sondag dienste tye saam met hulle ouers sodat ons kan
by die Here kan uitkom, Mm. sodat ons 'n gesonde gemeenskap die einde van die dag kan hê. Ja, ek wil ook sê dat ja. So ek is dan baie dankbaar vir die Here nou vir hulle iemand kan wees. So nou vandag ek sê net as net 'n prys was op en op ek danser. Maar ek myself bekend gemaak as 'n danser op Christ. Dat ek nou trots op my naam. Het jy 'n groepie wat julle groepie se naam is 'n naampie wat jy vir jou groepie het wat julle gebruik as julle uitgaan of soos julle gaan of vir die eerste keer uitgaan om te gaan dans? Ons nou besig daar om 'n Naampie mos so mense moet mos maar wat nog oor 'n naam. Ja. So, jy het nog nie 'n naam nie. ja, maar ek kan sê so sekere van die dansers van die plekke. Hulle noem ook van my minister en so. So ek so in dans as minister ook so. Ek aanvaar dat. Ja, draai dus 'n 7 dae is al van ons of vanaand familie as julle enige vryheid rondom die dans wat Enzo doen en dit wat hy vir die gemeenskap kindertjies wil leer, kan julle vir Eleno of vir Enzo kontak, so Eleno, julle kan maar net julle kontak details gee en dan sal ek dit so aan die einde van die episode opsit vir die mense om te sien, maar ja, dis al vir ons aan vanaand af, van my kant af, ga dus 'n 7 binne jou huis.